Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 29 Maart. Ons toestand. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U ongelooflik baie dankie vir U leiding en U hulp tot waar ons is vandag. Ons vra dat U asseblief ons geestelike oog en verstand mag open, liewe Heer, laat ons hierdie studie mag verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Het jy al ooit gewonder wat Jesus sou sê as hy jou verhouding met hom op hierdie oomblik sou beskryf? Miskien sou hy sê dis sterk of dat dit in die verlede sterker was. Het jy al ooit gewonder wat Jesus sou sê as hy sy volk in hierdie laaste tyd sou beskryf? In Openbaring 3 vers 14 tot 22 beskryf Jesus hulle inderdaad. Hy begin deur te sê dat hy die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God is. Openbaring 3 vers 14. 'n getroue en waaragtige getuie lieg nie, maar praat reguit en eerlik. Lees Openbaring 3 vers 14 tot 17, waar Jesus die geestelike toestand van sy volk vandag beskryf. Hoe goed beskryf hierdie verse jou persoonlik? Ons lees Openbaring 3 vers 14 tot 17. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense. Dit sê Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Openbaring 3 vers 14 tot 17. Jesus sê vir ons, Christene, wat in die laaste dae leef, dat hy ons ken. Ons is nie warm of koud nie, want vanuit ons perspektief het ons niks nodig nie. Die dae en weke gaan verby en ons spandeer nou en dan 'n bietjie tyd saam met God en ons dink dit is genoeg, maar dit is nie. In werklikheid het ons hom baie meer dringend nodig as wat ons besef. As ons hom maar net met ons hele hart kon lief hê en vir Jesus leef, of glad nie. Dit sou volgens God se perspektief beter wees as om lou te wees. Jesus sê dat hy ons uit sy mond sal uitspoeg, omdat ons smaak so sleg is soos ons werklik is. Maar hy het dit nog nie gedoen nie, en hy vra dat ons nou dapper keuses moet maak. Wat is sy raad aan ons in Openbaring 3 vers 18 en 19? Openbaring 3 vers 18 en 19 lees, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Openbaring 3 vers 18 en 19. In antieke tye het koop beteken om te ruil of goedere uit te ruil. Hier bied Jesus genadiglik 'n ruil aan. Ons onverskilligheid vir sy goud, vir sy wit klere en vir sy oogsalf. Hy wil ons ryk maak in sy oë. Hy wil ons bedek met sy volmaakte kleed van geregtigheid en hy wil ons oë oopmaak om die waarheid te sien dat 'n blywende verhouding met hom alles volkome verander. Hy bied aan ons alles wat ons nodig het, veral omdat ons nie self kan voorsien in wat ons nodig het nie. Hy alleen kan, en hy sal, maar slegs as ons gewillig is. As dit vir jou pynlik is om na jouself en jou eie geestelike toestand te kyk, watter hoop word vir jou vandag in hierdie verse gebied?